Goeiedag weer van my kant af, hier in Grootbrak se groter familie. Baie dankie dat jy ingeskakel is en mag daar iets van die heerlike geur van Christus se teenwoordigheid ook hier vandag vanaf uitgaan. Eintlik deur die woorde, deur sy teenwoordigheid, deur ons saam wees ook. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ook hierdie diens kan begin met die wete dat U die bron van alle lewe is. Ons wil byna soos Dawid, wat in 1 Kronieke 29 letterlik alles van homself vir U gee. Sy goud, sy beste gesteentes, edelstene, dat hy letterlik alles wat hy het en is, sy heel beste vir U gee. En dan 'n lofprysing aan U bring voor die hele vergadering en sê, geloof sy U, Here God, wat van ewigheid tot ewigheid God is. Die grootheid, Here, die krag en die glans en die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op die aarde, aan U behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Van U kom rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur U geskenk. En wie is ek en wie is my volk, dat ons die vermoë het om gawes na U te bring? Alles kom tog van U af, en ons gee aan U wat ons van U gekry het. Amen. Die Here groet jou ook genade en vrede vir jou, van God ons Vader en Christus die Here. Ons teksgedeelte vandag, na aanleiding van hierdie soort geloofsbelijdenis, dat alles wat ons het en is eintlik van God afkom, dat ons het eintlik net weer vir hom teruggee soos Dawid, is die teksgedeelte in Johannes 12. Johannes 12 vers 1 tot 8. Johannes 12 vers 1 tot 8. Nou, die Johannes Evangelie gebruik 7 tekens waarmee Christus homself eintlik bekendstel. En hierdie tekens is telkens iets wat hy dan later verduidelik. Nou, hierdie gedeelte word voorafgegaan deur soort van die laaste een. Daar's onder andere die brood van die lewe, Johannes 6. Daar's dat hy iemand genees wat blind is en dan sê ek is die lig vir die wêreld. En dan is dit sy vriend Lazarus wat siek word, waarvan ons verneem in Johannes 11. Die een vir wie Jesus lief was, word daar gesê. En Martha en Maria, die 2 susters, laat hom kom, maar hy arriveer uiteindelik na 4 dae. En Lazarus is al dood. Hy is al begrawe. En dan lees ons hoe dat Jesus huil saam met een van die susters. En dan vir een van die ander susters sê, onthou ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En dan hoor ons die impak daarvan as Jesus vir Lazarus roep om uit die dood uit op te staan. En dan vind die oorgang plaas dat hy op pad is na Jerusalem. Die lydensweg, die Via Dolorosa aanpak. En hierdie gedeelte gebeur net voor dit. Want dan gaan hy so half eers terug na hierdie dorpie toe, Betanië, waarvoor hy so lief is, die plek waar hy tuis is. By hierdie 3 mense, Lazarus, Maria en Martha. Kom ons lees by vers 1. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus sy ete gegee. Martha het bedien. Julle onthou Martha, die een wat rondhardloop en sorg dat alles reg is. Sy is die een wat die kos gee. Julle onthou die ander suster, nee? Maria. Maria is die een wat aan die voete van Jesus gesit het. Nou, ons lees hier, Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Vers 3.
toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring. En dit op Jesus se voete uitgegiet. En sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. En toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Wat 'n aangrypende teksgedeelte. Nee? Daar's 'n predikant wat vertel hoe dat hy 'n preek oor hierdie gedeelte wou lewer en dat hy veral gedink het oor hierdie reukolie. En dat hy op 'n manier net vir die gemeente wou laat ervaar hoe dat hierdie reuk van die reukolie, van die nardesolie, die hele vertrek verval. En hy gaan toe na sy Rooms-Katolieke buurman toe, hy's 'n presbyteriaanse predikant. Hy gaan toe na sy Rooms-Katolieke buurman en hy weet hulle gebruik wierook. En hy gaan kry toe 'n houer met wierook en hy gaan kry die stokkies wat hy aansteek. En hy kry sommer 5 van hulle en hy het hierdie groot hoeveelheid. En die ou sê toe so aan die einde van hom, maar jy moet dalk net toets hoe dit werk voordat jy môreoggend dit doen. En hy kom toe nie daarby uit nie. En die volgende oggend het hy hierdie hele houer en hy het al 5 stokkies en hy steek dit alles aan. En toe hy uit die konsistorie uit inkom, toe is daar al 'n gehoes en geproes in die kerk. En daar's 'n rookwolk van haar oor alles lê. Die reuk is wel daar, maar soveel meer is die reuk. Daar's mense wat allergies is, van die mense by die koor begin hoes en proes en uitstap. En ja, dit is 'n hele konsternasie eintlik op grond van die simbool wat hy wil gebruik van die reukolie. Want jy sien, op 'n manier is hierdie gedagte van die reukolie in die sentrum hierso. Dit gaan oor Maria. Dit gaan oor die feit dat sy hier aan die voete van Jesus gaan sit en dat sy hierdie baie duur nardesolie, wat eintlik uit China of Indië kom, uit die Nepalberge byvoorbeeld. En dit is daarom baie, baie duursaam. Inteendeel, die bedrag wat hier genoem word, is eintlik soortgelyk aan iemand se hele jaar se salaris. Dis naaste by. Dis 'n half liter wat sy uithaal van hierdie nardesolie. En dit dan oopmaak en dan oor Jesus se voete uitgooi en dan uitgiet soos hier staan, of dan Jesus se voete salf. Baie keer is mense en konings eintlik se koppe gesalf met nardesolie. Sy gaan na sy voete toe. En dit is die geur van hierdie reukolie wat letterlik die hele huis val. Nou, dit is dan die vraag uiteindelik hier, wat is hier aan die gebeur? Want as 'n mens nou iets van die konteks hiervan verstaan, dan besef jy, maar hierdie selfde huis was 'n rukkie teruggevul deur die reuk van 'n sterwende broer en van 'n gestorwe broer, Lazarus. En dat hulle vir Lazarus se hof gehou het omdat hulle gedink het Jesus gaan kom, en dat Jesus uiteindelik wanneer hy by die graf kom, dat hy al 4 dae dood is. En dat die mense eintlik op 'n manier vir hom sê,
ja, maar Jesus moenie hier oopmaak nie, want hy ruik al. Dis byna asof die reuk van die dood eintlik nog aan hierdie mense kleef. Dis sterwensreuk. Dis die reuk van die dood, waarin Jesus op 'n manier in hierdie huis instap. En dan kom Maria met die nardesolie. Hierdie lekker, wonderlike geur van nardesolie. Maar wat eintlik gebeur is dat sy alle grense eintlik oorskry. Want die feit dat sy absoluut oorvloedig, byna uitspattig, net eenvoudig in vermenigvuldigende terme hierdie olie oor hom uitgooi, sê iets van die vreugde, iets van die blydskap, iets van die lewe, want haar broer het eintlik opgestaan. En is eintlik om vanaf die geur van die dood na die geur van die lewe te gaan, om dit te vier met blydskap en oorvloed. Sy breek ook op in 'n sekere manier die etikette van daai tyd se kultuur. En dat dit nie na die kop toe gaan nie, maar dat sy nederig gaan en na sy voete toe gaan. En dat sy hom Christus dan eintlik op daai manier salf. Dis 'n manier om haarself volledig te gee. Iemand vertel 'n storie om te sê, dit laat 'n mens dink aan 'n lepel. Sy sê, vertel eintlik 'n storieetjie van 'n dogtertjie, wat toe hulle die eetgerei uitpak, sê, ek is nie 'n vurk nie, ek is nie 'n mes nie, ek is 'n lepel. Want sê sy, 'n vurk, sê die mamma nou, hoekom dan nie 'n vurk nie? Want 'n vurk gryp net alles en vat. En 'n mes, ja, 'n mes sny alles stukkend en breek. Maar 'n lepel skep en dra en gee. En 'n lepel word uiteindelik volledig ontledig. Gee alles. Nou, op 'n manier is dit wat hier gebeur. Dat hierdie vrou Maria letterlik uit haar hart uit en met haar liefde vir Jesus en haar dankbaarheid oor haar broer en oor die lewe wat gekom het, letterlik alles gee. 'n jaar se salaris gee, haar geld gee, haar toewyding gee. Want hierdie reukolie is baie meer as sommer net. Want jy sien, dis eintlik Jesus wat in hierdie teks dit interpreteer. Want mense weet ook dat op 'n manier mense nadat hulle gesterf het ook met reukolie ingevryf is. Die lijk eintlik daarmee behandel is om 'n aangename geur te gee. En almal weet eintlik op 'n manier dat hierdie olie baie keer eintlik gebruik word en baie keer eintlik gebruik word om iemand te salf met die oog op die dood. En dis Christus wat dit hier interpreteer om te sê, sy moes dit doen met die oog op my dood. Met die oog op my dood. So dis eintlik 'n inleiding op die feit dat Jesus homself sou gee. Dat Jesus sy hele lewe sou gee. Dat hy letterlik niks sou terughou nie. Dat hy letterlik, oorvloediglik, uitspattiglik sy genade, sy liefde, sy vergifnis met sy hele lewe aan die kruis sou gee. Ons is in lydenstyd nie. Dis die tyd waarin ons dink hoe dat God in Christus regtig homself volledig gee. So eintlik word dit Maria as die afbeelding van Christus wat haarself volledig gee. Wat 'n toewyding en 'n oorgawe van haar hele lewe gee. En Christus wat homself volledig gee. Met die oog op die feit dat hy in die volgende dae, binne die volgende week, Jerusalem sou instap en sy lewe sou gee. Nou, dit is in hierdie geval ook tog vir ons dis belangrik om te vra. Jy weet, op 'n manier, as ons kyk na Maria wat uiteindelik nie net die nardesolie gee nie, maar eintlik haarself gee, na Jesus se voete gaan in nederigheid en totale oorgawe,
en met haar hare eintlik hierdie olie afvee, wat op 'n manier, ja, weer eens, eintlik mag 'n vrou nie haar hare losgemaak het nie. So sy maak haarself broos, sy maak haarself kwesbaar, maar sy gee haarself volledig. Ek wonder of ons ook op 'n manier deur Maria aangespoor word hier aan die voete van Jesus vandag. In hierdie tyd, om iets van onsself, miskien ons volledige self, aan hom te gee. Wat sal dit wees dat jy sou gee? Wat is die nardesolie wat die hele vertrek sou vervul? Of word ons eintlik herinner aan die feit dat Christus die ene is wat homself eintlik volledig, wat gesalf is as die Christus, om homself volledig te gee. En het jy die gawe van Christus wat hom aan jou gegee het, wat homself kwesbaar gemaak het en broos tot in die dood, dat dit hy is wat homself volledig vir jou gee. Die bystukkie wat hier staan in die teksgedeelte van vers 4 af oor Judas Iskariot, laat 'n mens nogal wonder. Nie waar nie. Dit is in hierdie geur so half die stank van die dood, as ek dit so kan sê. In die mooi musiek, die wanklanke. In die hele ding van totale opoffering van nardesolie en 'n heerlike geur, is dit Judas Iskariot, wat met sy inhaligheid en geld sug, eintlik heeltemal 'n ander ding perspektief gee. En hy vra dan dadelik, waarom so uitspattig, waarom so oorvloedig? Hierdie 300 silwermuntstukke kon mos gebruik geword het om vir die armes te sorg. Is dit dan nie in die lyn van Jesus se geregtigheid en bediening om ook vir armes te sorg nie? Kon hierdie geld nie beter gebruik geword het nie? Jo, geldige vraag, nie waar nie. Bring ons by die feit van wat is ons bereid om te gee? En wat is ons soort begroting? Wat is ons bereid om op te offer? En waarvoor gee ons dit? Dis eintlik op 'n manier wat hier ter sprake is. En dit is dan wanneer die kommentaar van Johannes Evangelie is. Ja, maar kyk wat is agter Judas Iskariot se motief. Wat is sy motief? Wat dryf hom? Dis aan die een kant sê hy, dis nie omdat hy so omgegee het vir armes nie, maar as omdat hy 'n geleentheid gesien het omdat hy geld deur sy gedra het, dat hy sou vir homself ook nog geld kon kry. Ek wonder of dit ons laat herinner aan die wêreld waarin ons lewe. Waarin mense op baie verskillende maniere eintlik moet sorg vir mense wat maatskaplike probleme het en swaar kry. En wat ly. En dan uit die maatskaplike dienste geld hulle self verryk. Die korrupsie in ons eie land rondom maatskaplike dienste sorg, rondom hospitale, rondom skoolgeld, rondom geld wat byvoorbeeld destyds vir COVID-19 gegaan het. Dis net eintlik ongelooflik om te dink dat in 'n wêreld soos hierdie soveel eie persoonlike dryf en grypsig mense eerder motiveer as 'n hand om regtig te gee. Jesus sê dan 'n interessante ding. Hy sê laat staan hierdie vrou. Sy moes dit hou op die dag vir my begrafnis. Die armes het julle nog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Nou wat sê hy? Daar word gesê daar's twee kante van hierdie ding. Aan die een kant dat die Jode gesê het dooies kan eintlik nie vir hulle self sorg nie. As by die oog op die begrafnis is dit 'n prioriteit om die beste te gee. Maar armes is dan ook 'n prioriteit, maar op 'n ander manier. Of sê iets daarvan dat daar grense is waarna 'n mens moet gee, dat armes belangrik is,
Maar as 'n mens jou lewe vir Christus gee en jou beste vir Christus gee, dit eintlik 'n hoër prioriteit is. Jy sien, die teks werk 'n bietjie met 'n mens op 'n manier. En eintlik is dit hierdie 3 karakters. Aan die een kant Martha wat 'n ete gee, Lazarus wat lewe vier, maar Maria wat haar beste kom gee, wat vir ons hier eintlik aangryp. En wat is my beste wat ek kan gee? Wat is my 300 silwermuntstukke? En ja, is die geur van 'n lekkerry kers of van wierook of van nardesolie op 'n manier die simbool van 'n totale opoffering, van 'n uitspattige vrygawe, van 'n oorvloedige gee van myself vir Christus. En hoeveel is ek bereid om te gee? Want die verhaal herinner ons eintlik daaraan dat God alles gegee het in Christus en dat Christus sy hele lewe gegee het, baie meer as 300 silwerstukke. Maar dat die geur van sy genade en verlossing nog steeds hierdie hele vertrek en die hele wêreld eintlik vervul. En dat dit oor ons ongenadigheid en geldgierigheid en selfsug spoel. En dat ons dit kan ruik. En dat ons die geur van genade nog steeds moet uitdra. Wat is die nardesolie wat jy in hierdie wêreld versprei? Daar is 'n baie mooi fliek wat gemaak is, Babette's Feast. Dit gaan oor hierdie vrou wat in 'n restaurant gewerk het in Parys. En dan gebeur allerlei tragiese goeters in sy land in 'n klein dorpie. En daai klein dorpie is die mense onenig en dit gaan moeilik daar en so aan. En sy raak eintlik sommer net half 'n bediende in 'n eenvoudige plekkie. En uiteindelik skryf sy in vir 'n lotto kompetisie. En wow, daar wen sy dit. En sonder dat enigiemand weet, besluit sy, maar sy gaan 'n groot ete vir almal aanbied in hierdie dorpie. Sy laat die wonderlikste kos van oral af kom. Sy laat mense, gaste van Parys af kom. Sy laat hierdie mense aan 'n tafel sit soos eregaste. Sy gee alles wat sy gewen het uit om vir hulle 'n eenvoudig wonderlike ete te gee. Sy offer letterlik alles en stort uitspattig haar liefde op mense uit. Miskien is dit iets van hierdie verhaal van Maria wat hierdie nardesolie oor Christus se voete uitgooi, dit met haar hare afdroog en uiteindelik hom salf met die oog op die feit dat hy sy lewe vir ons sou gee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons met die geur van lekker ruik kers, van nardesolie, van wierook op 'n manier kan weet. Dit is die geur van u genade en goedheid wat oorvloedig uitspattig oor ons uitgestort is en wat ons in hierdie lydenstyd eintlik op 'n manier kan vier. Wat die reuk en die geur en die mufheid van die dood verdryf, soos in die lewe van Lazarus. En wat nuwe lewe gee. En wat nuwe hoop bring. En ons gebed is dat inderdaad mense van Grootbrak en omgewing van ons land en sy mense, die wêreld waarin ons lewe, dat mense die reuk van hierdie of die geur van hierdie reukolie weer sal kan ruik. Dat die oorvloedige gawe van u liefde mense sal bereik. Ons kom vra dit in u naam. Amen. Ek dink ons kan inderdaad met dankbaarheid uitgaan en oral ook die geur van die liefde van Christus gaan versprei soos wat Paulus dan sê in 2 Korintiërs.
Maar ek lees die Message vertaling ten slotte. 6 days before Passover, Jesus entered Bethany, where Lazarus, so recently raised from the dead, was living. Lazarus and his sisters invited Jesus to dinner at their home. Martha served. Lazarus was one of those sitting at the table with them. Mary came in and with a jar of very expensive aromatic oils, anointed and massaged Jesus' feet, and then wiped them with her hair. The fragrance of the oils filled the house. Mag ons die geur van Christus inderdaad versprei. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees. Amen. Ons kyk na die afkondigings van die NG Kerk Groot Brakrivier vir die week 6 tot 13 April 2025. Sondag 6 Maart 2025. Die teks kom uit Johannes 12 vers 1 tot 8. Die tema is die geur van reukolie. Die prediker is Dr. Gerry van Deventer. Dit is die 6de lydensweek en daar is geen katedese nie. Die synodale offer by die deure is vir die teologiese kweekskool. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die groenloofpreek om 10:00 word ook deur Dr. Gerry van Deventer hanteer. Dit is lydenstyd. Lydenstyd is die weke wat Paasfees voorafgaan. Lydenstyd is altyd vanaf Aswoensdag tot en met die Saterdag voor Paasfees. Dan volg Palmsondag en Heilige Week, voor ons by Paasfees uitkom. Hierdie is 'n tyd van voorbereiding, waar gelowiges hulle harte voorberei vir Paasfees. Dit is ook 'n tyd van hertoewyding, en baie gelowiges gebruik dan ook hierdie tyd om hulle verhouding met God te verdiep, deur gebed, vas, Bybellees en die dien van ander. Die skole heropen weer op Dinsdag 8 April 2025 en Woensdag 9 April is daar geen blokbyeenkoms nie, want daar is wel 'n kooroefening by die orgel om 16:45. Alle belangstellendes is welkom. Kontak gerus ons orgeliste Marida by 082-471-0751. Saterdag 12 April is dit ons jaarlikse groot golfdag. Dit vind plaas by Dolphins Creek Country Estate Golfklub. Dit begin met 'n kanonskoot afslaan om 12:30 en kom geniet gerus die dag met hoop, pryse, pret en plesier. Indien die pryse bowe of setperke wil borg, kan die gerus Johan Smit kontak by 084-500-4296. En jy kan ook 'n kans staan om 'n krat vol kruideniersware te wen met 'n R20 loodjie wat Sondag gedurende tee na kerk by Johan Smit te koop sal wees. Sondag 13 April 2025 is ons erediens om 9:00 die oggend. Die prediker sal Dr. Frans Hanke wees. Dit is die dag van danksegging en verootmoediging en ook die 7de of die groot lydensweek. Geen katedese nie en die synodale offer by die deure is vir Radio Feba. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die groenloofpreek om 10:00 sal digitaal wees. Wat die gebedsgidse betref, gebedsgidse vir April 2025 is beskikbaar in die voorportaal. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. So ook Bybelblokraai
En Bybelwoordsoek nommer 22, asook die antwoorde vir nommer 21 is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Wat nuwe lidmate betref, ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u solank kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Wat lidmaatbesoeke betref, Dominee Dani besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Bestaande lidmate wat 'n besoek verlang, kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om 'n afspraak te maak. Dit is maandag, woensdag en vrydag tussen 8:30 en 12:30. Wat die bedieninge betref, die omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak die kerkraadslid of die kerkkantoor. En ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, asook seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak gerus vir Corrie Pieters by 082-327-9527. Die omgeebediening het ook weer vanjaar 'n truitjie projek. En ons wil graag weer hierdie jaar truitjies uitdeel waar daar behoefte is. Ons mikpunt is 100 truitjies. Sou u belangstel om te help brei vir peuters en kleuters, kan die voltooide truitjies voor 15 Junie by die kerkkantoor afgelewer word. Die kontakpersone daar is Renée Foster by 082-338-2364 en Karina Smit by 082-8020-314. Die getuienisbediening, wat die Wolwedans boodskap sop en brood betref, ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die uitreikdatums vir die tweede kwartaal is 9 en 23 April, 7 en 21 Mei en 14 en 18 Junie. Die getuienisprojek het ook behoeftes. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne en gebreekte keramiek of porselein. Hulle gebruik dit vir mosaïekprojekte en ons bedank u by voorbaat vir u deelname. Die ondersteuningsgroep. Die groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks by mekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Hulle doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en so aan. Ook hulp met inkopies, ook ondersteuning deur net daar te wees tydens moeilike omstandighede en om uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleenwees en eensaamheid te verlig. Kontak gerus vir Riana Breers by 081-039-8853 of Riet Jansen van Rensburg by 082-928-9625. Dis weer tyd vir ons jaarlikse gemeentefees. Dit vind plaas op Saterdag 3 Mei van 9:00 die oggend tot ongeveer 12:00. Gemeentefees lyste sirkuleer tans. Bydraes kan ook by die kerkkantoor of deur die internet inbetaal word. Enige bestanddele is ook baie welkom. Dui dit asseblief op die lys aan of kontak die betrokke persone. Die bestanddele moet asseblief 'n week voor die dankfees by die betrokke saamroeper of by die kerkkantoor ingehandig word. Klub 50 se aktiwiteite. Klub 50 gaan kamp van 5 tot 9 Mei. Dit kos slegs R600 per lid vir verblyf en die klub sal sorg vir etes. Gelde is betaalbaar teen 4 April, tensy anders gereël. Kontak gerus vir Anina by 083-276-1909. FEBA Radio SA bid hierdie week vir FEBA Malawi en hulle gebed is dan dat ons sal bid vir FEBA Malawi se bediening aan vervolgde luisteraars en vir verligting van die hongersnood.
Ons webwerf is NG Grootbrak. Wat die webwerf van 6 April betref, is daar die erediensbediening. Jy kan gerus skakel na die YouTube erediens van 6 April. Daar is ook getuienisbediening. Ons vra voorbeding vir Michelle en Marie Alena, asook vir die werk van die Here in die Oekraïne. Daar is ook Bybelstudies. Die April skep asem vir vandag is beskikbaar. Vorige dagstukkies kan gevind word deur die skakel onderaan. Vind ook die weeklikse stof tot nadenke, die tema Christus se alleen wees. Daar is ook gemeentenuus, die visie en waardes van die 16 Maart 2025 diens is beskikbaar op die webtuiste. En die afkondigings verskyn ook op die webwerf. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Shanay Viljoen. Ons is natuurlik in Langstraat 10 Grootbrakrivier. En onthou ons webwerfadres baie maklik NG Grootbrak. Ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.